Hallo almal en welkom by die Groot Kennis Vasvra. Ek is super opgewonde dat julle hier is. Ons gaan vandag 'n bietjie speel en sommer hoop leer om seker te maak julle is heeltemal reg vir daardie groot eksamen. Is julle gereed? Mooi so. Kom ons spring dadelik weg. Reg, so hier's die plan. Dis baie maklik. Ek gaan 'n vraag vra en dan gee ek jou 'n oombliekie om die antwoord in jou kop te kry. En dan verskyn die antwoord op die skerm en ons gesels vinnig daaroor. Klink goed, né? Kom ons begin. Goed, ronde 1. Ons begin met 'n superbelangrike onderwerp: stop afknouery. Dis iets wat ons almal moet verstaan sodat ons mekaar kan help. Kom ons kyk wat julle onthou. Hier kom ons eerste vraag. Dink 'n bietjie mooi. Wat presies is afknouery? Wat beteken daardie woord? Ek gee jou so 'n paar sekondes. En daar het julle dit. Afknouery is wanneer iemand jou met 'n doel, dis heeltemal aspris, probeer seermaak, bang maak of ontstel. Daardie woord doelbewus is die sleutel hier. Dis nooit per ongeluk nie. Fantasties as jy dit reg gehad het. Vraag nommer 2. Jy kry mos nou verskillende soorte afknouery. So, wat is fisiese afknouery? Die leidraad is in die woordjie fisies. Waaraan laat dit jou dink? Jep, presies dit. Fisiese afknouery is wanneer iemand jou liggaam met 'n doel seermaak, soos om te slaan, te stamp of te skop. En onthou, hierdie is baie belangrik. Niemand het ooit die reg om jou liggaam seer te maak nie. Nooit. OK, kom ons kyk na die volgende een. Wat van verbale afknouery? Watter soort gereedskap gebruik 'n boelie hier, dink jy? Ja, julle het dit. Verbaal gaan alles oor woorde. Dis wanneer iemand lelike woorde gebruik om jou seer te maak, soos om jou name te noem of jou te spot. En glo my, woorde kan partykeer net so seer maak soos 'n stamp. Julle doen briljant. Reg, die laaste tipe afknouery vir vandag. Wat is emosionele afknouery? Hierdie een gaan oor jou gevoelens. Wat gaan aan binne in jou? Wat dink jy is dit? En daar is die antwoord. Hierdie een gaan alles oor jou gevoelens. So as iemand jou doelbewus uit 'n speletjie los of jou dreig of lelike stories oor jou versprei, dan is dit emosionele afknouery. Dis 'n poging om jou hart seer te maak. Laaste vraag in ronde 1 en is 'n baie praktiese een. Jy moet weet wat om te doen. Noem vir my 2 slim planne wat jy kan gebruik om 'n boelie te vermy. Wow, fantasties. Kyk na al hierdie goeie antwoorde. Miskien het jy gedink om altyd by jou maats te bly, of om die boelie net te ignoreer en weg te stap, of om regop te staan en hard en duidelik te sê stop. As jy enige 2 van hierdie gehad het, is jy 100% reg. Maar die heel belangrikste reël: praat altyd met 'n groot mens wat jy vertrou. Julle het hierdie ronde verpletter. Pyk gedoen. Is julle warm vir ronde 2? Kom ons gaan. Hierdie ronde gaan oor 2 goed wat soos 'n span saamwerk: jou regte en jou verantwoordelikhede. Hulle gaan hand aan hand. Goed, kom ons begin met die groot vraag. Wat is nou eintlik die verskil tussen 'n reg en 'n verantwoordelikheid? Hulle klink nogal eenders, né? Dink gou daaroor nou. Kyk hier, dis eintlik heel eenvoudig. 'n Reg is iets wat die wet sê jy mag hê of doen. Dis iets wat jy kry. En 'n verantwoordelikheid, wel dis 'n plig, iets wat jy moet doen. Sien, een is iets wat jy kry, die ander is iets wat jy doen. Reg, hier's 'n vinnige een. Maak my sin klaar. Met elke reg kom 'n wat is daai een superbelangrike woord? Ja, 'n verantwoordelikheid. Natuurlik. Jy kan net nie die een sonder die ander hê nie. Hulle hoort saam, soos grondboontjie botter en konfyt. OK, kom ons kyk gou hoe dit werk. Jy het die reg op opvoeding. Dis 'n groot en belangrike reg. So, wat is jou verantwoordelikheid? Dink gou. Wel, jou deel van die ooreenkoms is om skool toe te kom, om te luister en om jou heel beste te probeer. OK, volgende een. Jy het die reg op 'n naam en om deel van 'n land te wees, jou nasionaliteit. So, wat is jou verantwoordelikheid? Dis om trots te wees op jouself en jou land, en om almal om jou met respek te behandel. Reg, hier's 'n maklikhede. Jy het die reg op kos om gevoed te word. Wat is jou plig? Ja, presies. Moenie kos mors nie en wees dankbaar vir die kos wat jy kry. Hierdie een is baie belangrik. Jy het die reg om versorg te word. En jou verantwoordelikheid? Dis om dankie te sê en die mense wat vir jou sorg, soos jou ouers of voogte, te waardeer vir alles wat hulle vir jou doen. Laaste vraag van hierdie ronde. Ons almal het die reg op 'n skoon, gesonde omgewing om in te leef. Wat is ons almal se verantwoordelikheid? Presies. Ons plig is om te help.
tel jou papiere op. Moenie rommel strooi nie. Kom ons pas ons pragtige aarde saam op. En ons is klaar. Sjoef, julle het dit gedoen. Julle was absoluut briljant. Ek is so trots op julle. Julle het so hard gewerk en nou is julle koppe propvol al die regte kennis vir daai eksamen. So kom ons onthou gou die 2 groot dinge van vandag. Nommer 1, ken die soorte afknouery en weet presies wat om te doen. En nommer 2, onthou dat regte en verantwoordelikhede altyd saamloop. Van my kant af, baie sterkte vir julle eksamen. Gaan wys hulle wat in jou steek. Totsiens!